Dankie, kan my sitplekke neem. Ek wil vanoggend regtig, dis nou al 'n geruime tyd dat die dinge wat ek net dat ek wil vanoggend deel en die volgende klompie weke oor gaan praat. Iets wat al eintlik al verlede jaar so regtig 'n dringendheid in my hart is om te deel en te praat en ek voel dis nou die tyd om te praat daaroor. En ek bid regtig dat die Heilige Gees eintlik die naprediker sal wees van elke diens, elke woord, en dat hy met jou dit sal kom deel en met jou sal kom praat. En ek wil vanoggend begin. Daar's chocolates, daar's koek en daar's biltong. Watter ene kies jy? Chocolates, wie sê chocolates? Steek jou hande op. Wie sê koek? Steek jou hande op. Wie sê biltong? Julle hoor by die Here. Daai selfe vermoë wat jy gebruik om of chocolates of koek of biltong te kies of nie te kies nie, is dieselfde vermoë wat jy vanoggend kan gebruik om lewe te kies. Nou ek wil vanoggend, ek weet dis altyd nuwe jaar. Ek weet julle doen dit nie. Julle ouens is alright. Maar nuwe jaar begin soveel mense met nuwe jaars leuns. Nie voornemens nie, leuns. Ek weet party van julle besluit hierdie jaar gaan ek dit doen. Jy nou het gesê ek gaan hierdie jaar net 6 donuts eet. Of ek gaan nie 6 donuts eet nie. Nou okay, hoeveel gaan jy eet? Moontlik 8. Moontlik net 5. Hoe dit ook al. Ons het soveel keer hierdie nuwe jaar voornemens en ons wil hierdie ding doen en daar's niks verkeerd daarmee nie. Die probleem is net ons bly nie daarby nie. Ten spyte van wat jou voornemens mag wees in hierdie jaar, as daar een ding is wat ek jou wil uitdaag, is dit kies die lewe. En dit wat hy sê in Deuteronomium 30. Kies lewe. Hulle sê, if your habits don't change, you won't have a new year, you will just have another year. Wat weer lees. Hy sê, if your habits don't change, as my en jou gewoontes nie verander nie, gaan ek nie 'n nuwe jaar hê nie. Ek gaan net nog 'n jaar hê. En hoe verander ek my gewoontes? Begin by 'n keuse. John Maxwell, bekende leierskap ou. As jy wil boeke lees oor leierskap en goed, lees John Maxwell so goed. Eerstens, hy skryf dit in Engels wat jy verstaan. Party van die ouens se boeke, as jy dit lees en hulle skryf in die hogere Engels, dan verstaan ek net and the button is. Maar wat tussenin is ek nie altyd seker wat hulle probeer sê, maar hy skryf dit in 'n verstaanbare Engels, maar 'n groot ding is John Maxwell skryf goeters, dis waardes gebaseer. It's value-based leadership. En John Maxwell het gesê, your life today is a result of your thinking yesterday. Your life tomorrow will be determined what you think today. Wil dit weer lees. Your life today, dit wat jy vandag is a result of your thinking yesterday. Your life tomorrow will be determined what you think today. Want jy sien, dit wat jy bedink, gaan jou woorde word, gaan jou besluite word. Weet nie wie dit is, wat iemand anders sê, you are not just a product of what's happened to you. You are a product of the choices you make with it. Circumstances set the stage, but decisions write the story.
Almal wat vandag hier sit, het ergens omstandighede. En jy sit dalk nou nog, vandag ook, in uitdagende omstandighede. Verlede jaar onthou ek, toe ons met die opleiding besig is met die groepe, toe moes hulle nou almal eintlik, elke ou moes sy storie vertel. Waar hy groot geword het, wat hy beleef het, sy hele identiteit deel. En dit was 'n uitdaging vir party van die mense. Baie van hulle het gesê, daar's nie 'n manier wat ek gaan praat oor hierdie goed nie. Hulle het gekeer, hoor jy so, hier sal dit wal gegooi. Hulle sê nee, want as ek hierdie goed praat, dan gebruik iemand dit weer teen my. Toe besef ek, okay, change die benadering. Toe ek nou ander sielkunde gebruik en ek vra hulle op 'n stadium toe hulle nou nie verwag, sê ek, dink julle dis belangrik om mekaar te ken? Toe weet ek nou moes wat hulle gaan antwoord. Ja, dis belangrik. As ons 'n span wil wees, moet ons mekaar ken. Sê ek, okay, great, ek like dit. Julle is smart. Ek sê nou, hoe gaan julle mekaar leer ken as jy nie oor jouself gaan praat nie? Naderhand ooreed. En dit wat toe hulle stories begin vertel, het party van hulle dit uitgehaal. En ek was verstom oor die omstandighede wat party van daai mense beleef het. Weet wat baie van ons nie klomp van ons gesê. Ek het moeilikheid, maar toe ek daai ou se storie hoor, toe besluit ek hou my moeilikheid. Ons het almal omstandighede gehad. Maar jy's nie 'n produk van jou omstandighede nie. Jy kan wees as jy wil, want dit is jou keuse. Soos ek sê, circumstances set the stage, but decisions write the story. En weet wat het soveel van daai mense gesê, as ek terugkyk, dan sê ek dankie vir wat ek deurgegaan het, want dit het my sterk gemaak en my voorberei vir dit wat ek nou leef. Dit het 'n invloed gehad oor wat ek vandag word. En ja, jy het omstandighede. Dit is rof. Maar oor wat sê Deuteronomium 30 vanaf vers 19, hy sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Maar dan hoor wat sê hy hier, en dis wat ek wil praat, regtig vanoggend. Wil jou uitdaag met hierdie. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe. Jy en jou nageslag. Dis net van daai slide af asseblief Daniel vir hulle ver. Bly jy moet loer, luister. Hy sê kies die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Want jy sien, my en jou keuses, ons keuses het 'n impak op ander mense. Elke besluit wat jy neem, jou keuses wat jy maak, het 'n invloed op jou familie, mense naby jou, vriendekring, jou kinders. Kies die lewe. En hoe kies ek dan die lewe? En dis wat so kosbaar is oor die skrif, is hy sê, kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur. Hoe kies ek die lewe? Eerstens, deur die Here, jou God, ek kan hom aansit, dankie Dani. Deur die Here jou God lief te hê. Tweedens, na sy stem te luister. Ek het daarna bygesit, hom te gehoorsaam, ons gaan nou net daarby kom. En hom aan te hang, want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met die eed beloof het, om dit aan hulle te gee. Jy het 'n beloofde land ook, wat jy in besit moet leef. Sy roeping vir jou. En hoe kies jy die lewe? Deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister, te gehoorsaam, en om hom aan te hang. En ek wil net so 'n bietjie stil staan by hierdie 3 goed vanoggend. Ons gaan nie in diepte gaan na elkeen nie. En ons gaan regtig uitbrei oor 'n klomp van hierdie goed. En hoekom sê ek vanoggend, hoekom is dit kies die lewe?
As ek en jy nie besig is om te groei, dan is ons besig om agteruit te gaan. En die Here is besig met my en jou. In Engels praat van hy is besig met 'n journey. Daar's 'n pad wat hy met ons stap. En die vraag vanoggend is ek en jy regtig besig om te groei in dit wat die Here vir my en jou beplan het en gesê het? En as dit kom by die eerste een wat hy sê, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, dan sê hy, deur die Here jou God lief te hê. Sê vir die ou langs jou, jy moet die Here jou God lief hê. Nou voordat ek daaroor praat, baie van julle het seker al gehoor van Gary Chapman se Love Languages boek, The 5 Love Languages, die 5 liefdestale. Nou as jy hom nog nie gehoor het daarvan nie, gaan kom toe, gaan koop vir jou die boek. Hy het 'n toetsie in en dit bepaal, wat is jou liefdestaal? Want jy sien, as jy weet wat jou liefdestaal is, maar as jy weet wat jou eggenoot of iemand anders, jou kinders se liefdestaal is, dan weet jy wat om te doen. Jy weet wat om te praat, wat om te gee, wat hulle liefdestank gaan volmaak. Nou toe ek en Amanda getroud is. Nou Amanda is baie gelukkig getroud. Sy het 'n goeie man. Ek spreek lewe, ek kies lewe. Maar toe ons getroud is, het ons op 'n stadium ou Gustaf en Elna gaan sien. Nie omdat ons moeilikheid gehad het nie. Amanda het groot gesukkel met haar man. Ja. Maar ons gaan sien hulle en hulle doen toe hierdie love languages toets en ons skryf die toets en toe ons die toets klaar geskryf het en nou Gustaf kyk so na die uitslae, skud hy sy kop en hy sê, julle het 'n uitdaging. Toe sê hy, want my sterkste love language is Amanda se minste belangrike een. En my minste belangrike een is Amanda se sterkste een. Want jy sien, toe ons nou, wanneer ek liefde deel, dan het ek gedeel wat vir my belangrik is. En gedink, dit is vir haar ook belangrik, want toe is dit eintlik glad nie vir haar belangrik nie. En so mis ons mekaar, totdat ons ontdek het wat dit is. En dat ek kan weet, fisiese aanraking is vir haar belangrik. Opbouende woorde is vir my belangrik. En so kon ons hy liefdes, en skielik kom daar iets anderster in die verhouding. En daai 5 love languages wat hy van praat, wat hulle van praat is, ek noem dit vir julle, die van julle wat dit nie ken nie, en die wat dit al vergeet het, is opbouende woorde, kwaliteit tyd, geskenkies, nie altyd die groot duur geskenke, maar selfs net geskenkies, ietsie wat toegedraai is, ietsie verrassing, geskenkie. Ander is die diensbaarheid, dade van diensbare. Party mense se liefdestaal is dat jy vir hulle dingetjies doen, en dan waardeer hulle dit. Ek dink daai is hoog op al die vrouens. Ek was die hele Desember besig met die huwelik. Hier wil ek dit hê, hier wil ek daai hê, hier wil ek dit hê, en toe ontdek ek my tweede naam is toe op die ou end regtig, ons, is Laurens ons de Klerk. Want dis die hele tyd, kan ons nie dit doen nie, toe besef ek, maar ek is die ons, ja maar oké, so voorreg. En dan, soos diensbaarheid, en dan fisiese aanraking. Hy sê dis die 5 liefdestale. En as ons dit ontdek en dit begin werk daaraan, dan doen dit iets, nie net aan die ander persoon nie, maar dit doen iets aan jou ook. En die vraag wat ek vanoggend wil vra is, die Here sê, jy moet die Here jou God lief hê. En ek vra dit nou op 'n mooi manier, hoor wat ek probeer sê. Wat's die Here se love language? Hoe het ek en jy al daaraan gedink, hoe wil die Here hê, ons moet hom lief hê? Hy sê, hart, verstand, jou wil, jou en alles. Maar hoe?
En ek wil nie, ek wil nou allerhande antwoorde gee. Maar ek wil hê jy moet gaan sit. Ek gaan nie vir jou sê nie. Annie gaan nie vir jou al die goed sê nie. Maar jy nie bietjie gaan sit en vra, Here, hoe wil U hê ek moet optree? Wat is vir die Here belangrik in ons verhouding met hom? Maar jy sien, as dit by die Here kom, en dit gaan oor, jy moet die Here jou God lief hê, moet ons een ding, die heel eerste ding verstaan, en dit wat hy sê in Johannes 1 Johannes 4 vers 19. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ek wil dit weer sê. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Want jy sien, wanneer ek hom lief het, is dit eintlik 'n weerkaatsing van sy liefde. Dis so sy lig wat skyn, en ek weerkaats dit. Jy sien, dis sy liefde wat deur my vloei. En ek kan hom lief hê, want jy sien, ons moet altyd onthou, ek het nie die Here gekies nie. Hy het my gekies. Hy het jou gekies. Hy het jou eerste lief gehad. Toe jy nog verlore was in sonde en 'n rebel en totaal, het hy jou lief gehad. Jy sien, hy het uitgereik na ons toe. En is net so 'n paar goedjies wat ek wil deel, as dit kom by die Here lief te hê. 1 Johannes 4 vers 20 sê hy, as iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê, wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. As ons begin kyk en dink daaraan, het ek hom regtig lief vanoggend. Maar as ek hom lief het, het ek my broer en my suster vanoggend lief. Selfs die ene wat so weird is, selfs die broer wat so anders is. En onthou, as dit kom by die woord liefde, moet ons nie verwar raak met ons definisie van liefde. Daai lekker, hoe gaan ek dit nou beskryf? Daai mushy, lekker gevoel, daai emosionele gevoel, die ek hou van jou want jy's so oulik en jy's so nice. Nee, wat sê die Here? Wat is sy definisie van liefde? En gaan lees bietjie 1 Korintiërs 13, hy gee 'n groot omskrywing daarvan wat liefde is. Jy sien dat die liefde van die Here het te doen met jou wilsbesluit. Dit het nie te doen met hoe jy voel. Die gevoel volg daarna. Maar is nie gedryf deur my emosie, net my emosie en hoe ek voel en feel good chemicals nie. Maar jy sien, sy liefde sê, ek gaan nie boek hou van die kwaad nie. Maar ek wil nie tyd gaan lees 1 Korintiërs 13. En vra jouself, is ek besig om dit te leef? Is ek besig om dit te doen? En is interessant, baie praat die Here, as hy sê, as jy my lief het, en wanneer hy praat oor om lief te hê, dan praat hy oor sy gebod. Praat hy oor wat vir hom belangrik is. 1 Johannes 5 vers 1. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore, en elkeen wat die Vader lief het ook die een lief wat uit hom gebore is. Nou dit kan twee goed beteken. Het hom lief wat uit hom gebore is, het vir Jesus lief.
Maar die tweede ding is, hy kan praat, beteken ook daar. Het ook die een lief wat uit hom gebore is. Walter is uit hom gebore. Jan is uit hom gebore. Shirley is uit hom gebore. Het ek die lief wat uit hom gebore is? Hy sê hieraan weet ons dat ons die Vader van God, dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Jy sien, wanneer ons doen die dinge wat hy vir ons sê. En ek kom nie daar dat jy nou moet asseblief hoor wat ek probeer sê. Praat nie van vanoggend, jy moet God se liefde wen en ons moet nou weer wetties raak en jy moet onder die wet, want as jy dit, nee, daar's iets van 'n uitvloeisel, omdat ek hom liefhet, wil ek die dinge doen wat sy hart bly maak. Want wat gebeur is, my lewe verander. En dan gaan nou ook daarby kom. Amanda het nou weer vanoggend gewys, sy's lief vir chocolates. So gaan ek vir haar biltong koop. Ja. Want jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So, nee, ek gaan nie by die huis kom met 'n biltong, wat noem hy biltongbouquet nie. Maar as ek by die huis kom met 'n KitKat of 'n Aerootjie, ek doop hom net low fat. Maar dis wat haar hart vat, is dit wat God se hart bly maak. So ek praat nie van probeer sy guns wen, hy het jou lief, toe jy nog droog gemaak het. Want jy sien, dit impakteer my lewe, wanneer ek doen die dinge, daai liefdestale met hom. Ek hoop dit maak sin. Johannes 14 vers 16, hy sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Hoekom het God die dinge vir ons vertel, wat belangrik is? Want jy sien, wanneer ek doen wat hy sê, dan gaan my lewe vervuld wees. Wanneer ek sy opdrag uitvoer, gaan dit my lewe impakteer. Wil jy blydskap in jou lewe hê? Doen wat hy sê. Wil jy sukses in jou lewe hê? Doen wat hy sê. Wil jy deurbrake hê? Doen wat hy sê. En dis hoekom hy sê jy moet die Here jou God lief hê. Tweedens, jy moet na sy stem luister. Nou mense, daai vertalingkie vertel nie die volle impak nie. Want as hy sê ons moet na sy stem luister, beteken dit dat ek sal hoor en dat ek dit sal doen en sal toepas. Ek het net die Hebreëse verklaring, ek het gaan soek en net so 'n mooi stukkie gekry, ek het dit nou opgesit op die slide, dan het jy dit, wanneer hulle dit deel. The Hebrew word shama. Shama is die Hebreëse woord vir luister. Shama is die woord wat hy gebruik het daar in Deuteronomium. Hy sê, the Hebrew word shama transcends the simple act of hearing. It embodies a deep, responsive listening that calls for action and obedience. So dis nie net bloot om te hoor wat hy gesê het nie. Dis baie meer as dit. Dis omdat ek hoor wat hy gesê het en dit het 'n impak in my binneste en dit gaan oor tot 'n uitleef van wat hy vir my gesê het. Hy sê verder, hy sê in Deuteronomy 6 verse 4 to 5, 6 verse 4 to 5, hy sê daarso,
The Shema prayer begins with, en dis in Deuteronomium 6, hy sê, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Here, Shema emphasizes the need for Israel, en nie net vir Israel nie, vir ons ook. Hy sê, emphasizes the need for Israel not only to hear the declaration of God's oneness, but also to respond to it with love and commitment. This concept reinforces the idea that true listening integrates understanding and obedience, compelling believers to align their lives with God's commandments and teachings. Met ander woorde, die Here sê dat ek en jy sal hoor, begrip sal kry en sal verstaan baie keer hoekom hy iets gesê het, waarom ek en jy dit moet doen, en dit sal uitleef. Mense, hoekom het die Here vir ons sekere goed gesê? Was hy verveeld geweest en hy wil net ietsie praat, hy wil net geselskap aanknoop? Of het die Here dit gesê met 'n doel? En vandag, en as ons sê, doen wat hy sê, ons het die geskrewe woord van die Here ook vanoggend tot ons beskikking. Die Here praat met ons, hy praat met ons. Maar hy praat ook deur sy skrif met ons. En mense, wanneer jy vir iemand sê, maar die Here het gesê, ek moet dit doen, dit sal altyd oplyn met die skrif. So net vergeet, iemand het eendag vir my gesê, die Here het vir my gesê, ek moet my man skei, en ek moet met die ou trou. Toe sê ek, wat 'n Here? Mense, ons is baie maklik, veral die charismatiese, die Pinksterkringe, is ons baie gou om te sê, die Here het gesê, en dan loop dit skeef, maar ons gaan nooit terug om te sê, mense, ek het 'n fout gemaak, dit was nie die Here nie. Daar's iets wat in my, wat ek besef, daar's 'n vrees vir die Here wat moet terugkom in die kerk. Ek weet baie mense probeer sê, ja, maar dis moet mooi verstaan, die vrees, die bang. Ek en Joe en 'n paar van ons leraars sit so tyd terug en praat oor die van vrees. En van die ouens probeer nou, ja, maar dit gaan eintlik oor the awe of God en 'n klomp goeters. Toe sê ou Joe, jy sien nie, boys, ek is vrek bang vir die Here. Want jy sien, wanneer die vrees wegraak, begin ons familier te raak met die Here. Familiarity breeds contempt. Ek sien, dit is maklik om sekere goeters te sê, ja, maar ek het vir die Here dit gesê, en ek het dit en dit, Here. He's not in your face. As die Here vandag voor jou moet kom staan, as hy hier moet inloop by daai deur, en die Here is daar, wat dink jy gaan ons reaksie wees? Hoe gaan ek en jy reageer? Maar ons gaan nog oor hierdie goeters in diepte praat. In Samuel 15 vers 22, die profeet Samuel praat met Saul, en hy sê, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme, want wederstrewigheid is rebelsheid. Rebellie
is 'n sonde van waar sê hy. So met ander woorde, hy sê, as jy rebels is, dan is dit soos die sonde van waar sê hy, fortuinvertelling. Hy sê, en eie sinnigheid is jou harde kopgeit. Ek sal nou nie die mooi Afrikaans een van hom sê, maar jou harde kwasgeit is afgodery en beeldediens. Hy sê, hy soek gehoorsaamheid. Nie jou hardkoppigheid nie. Net so laaste versie rondom sy stem. Teen einde laas jaar het ons bietjie by hierdie stil gestaan, maar ek wil hê, hoor dit weer mooi vandag. Hy sê, so dan my geliefdes, en voordat ek dit lees, Stephen Covey, leierskap ou, sê altyd, do you listen with the intent to understand, or do you listen with the intent to answer back? Wil dit weer sê, do you listen with the intent to understand, or do you listen with the intent to answer back? En hoeveel keer van ons, iemand praat met jou, en terwyl hulle praat, dink jy aan, wat is die volgende ding wat ek nou gaan sê? Of wat is die volgende ding wat ek gaan vra? You're not listening with the intent to understand. En as die Here met ons praat, are you listening with the intent to understand? Want as ek luister with the intent to understand, dan gaan ek baie keer verstaan, hoekom ek iets nie moet doen nie. Gaan ek verstaan, hoekom ek sekere goeders moet doen. En asseblief mense, ek sê weer vanoggend, moenie na die tyd vir iemand sê, hy het net weer my onder die wet kom plaas vanoggend. Ek plaas jy nie onder die wet vanoggend. Ek wil jou plaas in 'n plek wat jy in daai liefdesverhouding met hom kan staan en dat die liefde wat jy vir hom het, 'n uitvloeisel, dat jou lewens, jou gedrag, jou keuses, jou besluite, 'n uitvloeisel sal wees van jou liefde vir hom. Hy sê, so dan my geliefde broers en susters, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat en stadig om toornig te word, stadig om kwaad te word. Want die toorn, die kwaad van 'n man en 'n vrou bewerk nie die geregtigheid vir God nie. Hy sê, stadig om te praat. En wees gou om te hoor. Ek het dit al gesê, ek het nog nie gehoor van iemand of iemand teëgekom wat homself in die moeilikheid geluister het nie. Maar ek het baie ouens gekry wat homself in die moeilikheid gepraat het. Jou bek beland jou in die moeilikheid. Jy het 2 ore. Luister 2 keer soveel as wat jy praat. As my ou mense gesê het, tel tot 10. Daarom, vers 21, daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, hy is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep in sien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Wil jy gelukkig wees in wat jy doen? Maar weer vra, wil jy gelukkig wees in wat jy doen? As jy sê ja, sê ja. As jy nie wil wees nie, sê nee. Maar as jy wil gelukkig wees in wat jy doen, doen wat hy sê. Want jy sien, sy gebod gaan oor hoe dinge werk.
Hoe ek en jy moet leef, sodat ek gelukkig kan wees in wat ek doen. Are you listening to understand? Dan gaan ek verstaan hoekom hy sê, elke mens moet gou wees om te hoor en stadig om te praat. Hoeveel keer het jy nie aan hulle situasie gewees en beland wat dit konflik is en dis asof iets jou mond toezip. En jy besef net, jy weet, bly stil. En na die tyd sê hy, Here, dankie dat ek nie my mond oopgemaak het nie. Because you see no, the best form of defense is attack. Ons wil altyd reg wees. But we're going to get to more of that. So meer daaroor praat. Jy sien, is crucial as jy die lewe kies om na sy stem te luister. Te hoor wat hy sê in sy woord. Om gehoorsaam te wees. En dit wat so in my hart brand is, 1 Korintiërs 13 vers 11, waar hy juist praat oor die liefde. Hy praat daar so oor, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken, en dan het hy hierdie vergelyking wat hy maak. Maar ek wil hê, daar's iets in hierdie wat Paulus ook sê. Hy sê, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. When are you going to grow up? Sê vir die ou langs jou, grow up. Vergewe my vir hierdie woorde. Ek het gaan kyk en hulle sê, dis nie 'n kras woord nie. Maar jy het al gesien as 'n kind 'n tantrum gooi. Daai vloermoer. En dis nie, hulle sê dis nie lelik nie. En as jy dink dis lelik, dan sal 'n ander vertaling sê hulle tantrum is 'n bose rol. So 'n bose rolletjie wat jy gooi. Maar kind gooi 'n tantrum. Weet wat ek dalk baie ouers gesien, dan dink hulle, ag, dit lyk so cute as hy so klein is, net begin so 'n bietjie tantrum te gooi. En as sê, try dit by my. Kan jy dink, as ek vandag hier op die vloer moet, ek is verbaas as jy 'n paar broers wat al reeds opgestaan het om my hande in te lê en dan op te lê nie. Maar geestelik doen ons dit. Wanneer die Here vir ons sê, moenie dit doen nie. Of die Here doen, of die Here sê, nee, gaan, doen dit. Of as die Here nie gewerk het soos wat ek gedink het hy gaan, soos wat ek verwag het, dis hoe die Here gaan doen, dis wat hy gaan doen, en dit gebeur nie. Hoeveel keer gooi ek en jy nie so 'n bose rolletjie nie? Dan is ons kwaad vir hom. Maar dan gaan ek en jy begin om 'n geestelike volwassenheid te bereik. En dis die goed wat ons by gaan stil staan. En die laaste een is om hom aan te hang. Weet jy wat kosbaar? Daai wat hy sê, kies teen die lewe deur hom aan te hang. As jy gaan kyk in Hebreëus, dieselfde Hebreëse woord wat hy daar gebruik om hom aan te hang, is dieselfde woord as wat hy gebruik het in Genesis 2, toe hy gepraat het oor die man en die vrou, en hy sê die man sal sy vader en sy moeder verlaat, en hy sal sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees word, hulle sal een word. Daai om die Here aan te hang, is dieselfde woord as wat die gebruik word in die huwelik. To cleave to, om aan te hang.
Ons kan nie die wêreld aanhang en die Here nie. Dis my laaste versie. Johannes 14 vers 20, in die nag sal julle weet dat in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wat meer, daai cleaving toe. Dis die mense wanneer ek leef, wanneer ek beweeg, dat ek bid dat die volheid van dit wat die Here daar gesê het, my en jou sal tref, dat ons sal hoor en verstaan en begryp, dat die Here dit sal openbaar in ons binneste, dat wanneer jy loop, wanneer jy beweeg, wie is in jou? God se Gees. En ons vergeet soms, dink ek, praat seker myself, die Heilige Gees is deel van die drie eenheid. Met ander woorde, dis God in jou. En wanneer ek en jy dit sal besef, sal ons dalk 2 keer dink voordat ons iets sê of voordat ons iets doen. Hy sê, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Jesus antwoord en sê vir hom, as jy my lief het, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Ek wil weer sê, dis gaan nie oor die reëls en wette te hou en moet en moenie. Die Here wil jou belyn dat ek en jy sal luister na sy stem sodat met my sal goed gaan. Sodat daai intieme verhouding dat ons nader en nader aan mekaar sal beweeg. Ek sluit met hierdie woorde. Love for Christ is proven and demonstrated by our obedience to all he says. Love for Christ is proven and demonstrated by our obedience to all he has said. Hy het nie gesê, it is demonstrated by hearing. Hy het gesê, by our obedience to all he has said. Dat ons hoor en doen. Kies die lewe. Jy kan dit kies vanoggend. Vader, ek bid vanoggend. Help ons. Here, in Johannes 14 het gesê, het vir ons die Heilige Gees gegee as 'n helper wat ons gaan lei, wat ons gaan help. Lei ons om die lewe te kies. Lei ons om die regte keuses te maak. Lei ons om die regte besluite te neem. Here, kom openbaar U self aan ons. Opnuut. En Here, dat ons lewe sal kies vanoggend. En leer ons om U waarlik lief te hê. Here, as ek dit so kan uitbid vanoggend, leer ons om U love language te ken. En ek dank U dat U by ons woning maak. Dankie vir U Gees wat in ons woon. En Heilige Gees, kom leer ons, kom lei ons, kom help ons om voluit te leef vir U. En ek dank U daarvoor. Vanoggend in Jesus naam. Amen. En amen.